Dis tyd vir teater. Nou die wêreld van die legendariese dramaturg Reza de Wet word weer tot lewe gebring. Die nuwe verhoogproduksie van Diepe Grond neem gehore op 'n intense sielkundige reis, een wat nie net vra wat met die karakters gebeur nie, maar eerder waar sit ons vas? Die akteur Niels Klaasen en regisseur Eloise Klaasen kuier vandag hier om meer oor hierdie unieke produksie en die wêreld wat hulle op die verhoog skep te vertel. So baie welkom aan albei van julle. Dis wonderlik om julle weer hier te hê. Baie dankie. Goed, nou hierdie weergawe van Diepe Grond beweeg van 'n tradisionele historiese interpretasie af weg. So ek dink die vraag sal wees, wat was julle visie met die nuwe benadering? Dit is belangrik vir my om mense terug te trek teater toe. So ons kan nie 'n teaterstuk opsit soos wat hy gedoen was in die 80's nie. Dit gaan net nie werk nie. So ons het hom heeltemal vervorm en hom baie meer exciting gemaak. En hom nie in sy plek gehou nie. Ons het die stuk is presies dieselfde. Ons het hom verkort. Maar hy speel nie af in 'n spesifieke plek nie. Hy speel nie af in 'n spesifieke tyd nie en daar's ook nie ouderdomme nie. So dis dieselfde stuk, maar net so effens 'n nuwe baadjie as 'n mens dit nou so kan stel. Ek wil net hê julle moet dalk vir ons in 'n neutheid opvertel, net vir diegene wat dit miskien nie ken nie. Yes. Diepe Grond. Reza de Wet stuk. Sy's 'n uitstekende dramaturg wat wêreldwyd bekend is. Haar werk is in tientalle tale al vertaal. Dis basies 'n stuk wat eintlik baie metafories is. So hy vra baie vrae oor 'n donker verlede, onsekerhede en ons potensieel onstabiele toekoms. Dit klink nou baie cerebraal. Maar dit is. Ja, en dit is. Dis basies die twee mense, wel die drie mense, Soekie, Frikkie en Oualina, wat vasgevang is in die verlede. 'n verlede wat hulle verknog hou tot 'n baie eienaardige hede. En dan is daar 'n man Gerwe wat inkom om basies te kyk na die plaas, want daar's 'n tante wat belangstel in die plaas en daar's basies die konflik tussen die mense wat vasgevang is in die plek en regtig nie kyk na die plaas nie en regtig verval. En die man wat nie kan verstaan hoekom enige iemand so sou wou leef nie. So dit is 'n bots tussen tradisionele denke en onkonvensionele denke. En binne in daai konteks is dit nogal donker. Dis iets tussen 'n thriller en verhoogde realisme. Maar jy weet, ek glo dis belangrik om weer mense veral op 'n drama vlak, veral met dramas teater toe te lok. Drama, jy weet, teater is nie net daar om mense te vermaak nie. Dis nog altyd tradisioneel, het dit begin om 'n spieël te wys na 'n samelewing en so of te gaan, kom, dink 'n bietjie dieper, sien jouself in die stuk en probeer om 'n verandering te bring daarna. Ja, en ek dink dit is presies dit. Die oorspronklike stuk was 'n kommentaar op die Afrikaner siege en apartheid en daai dinge. Ons beweeg weg daarvan. Ons hou die spieël op van hoe ons dit regkry om onsself vasgevang te hou in ons situasies in ons lewe en wat ons vir onsself vertel om daar te bly. So dit is, ons beweeg weg van daai dinge wat ons almal eintlik net meer ontstel elke keer as ons daaroor dink of praat en ons doen 'n stuk wat jou laat dink oor jou lewe en laat dink oor wat jy Vasgevang is. Ja. Wel, terwyl hulle nou daarna verwys, ek bedoel die stuk fokus baie op die idee dat mense so vasgevang is of hulle self vasvang. Hoekom dink julle vind gehore in vandag se tyd steeds aanklank by so 'n tema? Spesifiek as gevolg van hoe die wêreld werk op die oomblik. Niemand weet waarheen ons op pad is nie. Niemand weet wat voor lê nie. 20, 30, 40 jaar gelede het jy presies geweet in watter wêreld jy intree as 'n volwassene. Nou verander die wêreld nie meer elke 5 jaar nie, maar nou eintlik jaarliks, maandeliks. Ons weet nie meer wat môre gaan gebeur nie. So dit is 'n moeilike plek want jy's nie heeltemal seker waarheen jy gaan nie. So jy hou jouself in jou safe space, as ek dit so kan stel, en jy vat nie meer so baie kansse nie want jy's nie heeltemal seker oor wat voor lê nie. En ek dink dit is hoekom ons almal vergeet om te leef en eerder net
survive. Ek dink vrees, jy weet, ek is nog altyd gefassineer met die gedagte van vrees en hoe vrees jou wêreld kleiner en kleiner maak, want van binne, hoe kleiner dit is, hoe meer kan jy dit beheer. Hoe kan jy jou lewe beheer in 'n onbeheerste wêreld, you know? En ek dink dit is nogal die interessante vraag en die interessante weerkaatsing in die spieël wat ons ophou. Wat is jou reaksie op vasgevangenheid? En is daar 'n manier om buite dit te beweeg in 'n super onsekere hede? En ek dink dit raak net meer onseker. So, wat is jou reaksie daarop? Gaan jy vergaan in jou vrees of gaan jy dit ander om actually 'n verandering te bring binne daai konteks? En hoe jy ook beklei om daai vrees vas te hou. Ja, dis nogal, ja. Wel, die stel is ook baie minimalisties. Hoe dink julle maak dit die storie of verhaal meer treffend? Hoe minder daar op 'n verhoog is, hoe harder werk die akteurs. En die 4 akteurs is ongelooflik. En so ek voel as 'n mens nie die lantuintjies het nie en nie goedjies het wat jy aan agterkant wegkruip nie, kan jy baie meer gee en jouself baie meer, nou gaan ek weer 'n Engelse woord gebruik, immerse. En dit voel vir my altyd of die gehoor baie meer saam met die akteurs gaan as wat hulle aandag afgetrek word deur een of ander stelstuk of 'n requisiet. Wat sê? Daai is 'n baie mooi woord. Ja, so ek hou daarvan om met baie min te werk. Ja, dit is my altyd lekkerste. Wel, ek meen, dan wil ek ook sê, daar is nie 'n interval of 'n pouse nie. Julle hou die gehoor absoluut geboei. Waarom so? Wat dink julle, hoe beïnvloed dit die atmosfeer in die teater? Kyk, ek dink 'n stuk soos die per ontwerp is om ekskuus, nou raak ek in die mikrofoon. Is om mense ongemaklik te maak. Mense jy wil hulle vasvang in 'n situasie wat hulle wil van ontsnap. En jy weet in daai manier maar nie kan nie. So in daai manier is dit wat hulle beleef as 'n gehoor en dit wat die karakters beleef op die verhoog nogal, jy weet, dieselfde ervaring. En ek dink dit is een van die hoofdrywe daarvan. Kyk, die stuk is ontwerp en is geskryf as 'n, jy weet, as 'n in sy geheel. Dit sal nogal vreemd wees om die spanningslyn te breek met 'n pouse. Ja, maar hy was baie langer, so hy's nou baie korter. En ons moet ook aandag gee aan hoe mense vandag goed kyk. Want jy is by die huis en jy kan pause en jy kan gou gaan popcorn maak of wat ook al doen wat jy wil doen, die oproep vat wat deurgekom het. So ons moet ook net besef dat mense nie meer so lank kan stil sit en aandag gee nie. Ons hoop dat hulle saam met ons op ons reis gaan. Nou, ons het 'n paar sekondes oor, net vinnig. Waar en wanneer kan mense hierdie produksie gaan kyk? Help mekaar Oula, 10 tot 12 April, Vrydag en Saterdag aand is 7uur shows en Sondag is 'n 2uur show. Baie dankie julle. Dit was 'n voorreg om met julle te gesels. So bly ingeskakel. Jy's by Goeiemôre Good Morning en dit is net hierna tyd vir musiek. Ons is nou weer terug.